Goeiemôre, dit is Woensdagoggend, 11 Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En weer eens behaal die ANC 'n reuse prestasie. Hulle verander die naam van Graaf-Reinet na Robert Sobukwe Town. Ek gebruik town spesifiek want dit is mos Engels. Robert Sobukwe, wat een of ander vryheidsaktivis was en wat gebore was in Graaf-Reinet. Hy is al oorlede, maar nou hierdie lieflike plek Graaf-Reinet haal nou die nuus. En terwyl al die gewone stemme in ernstige ondersteuning opgaan, is daar vir die eerste keer 'n werklike, sigbare weerstand teen hierdie dorpsnaamveranderinge. Die eerste een wat ek opgetel het was ernstig geweest, Connie Miller van die Vryheidsfront Party wat gesê het Graaf-Reinet bly Graaf-Reinet. En daarna het ek ook gehoor die referendumparty het gesê Graaf-Reinet is Graaf-Reinet. So daar is 'n redelike weerstand daarteen, want Graaf-Reinet is waarvandaan die voortrekkers beginne trek het, of baie van hulle altans. Dis waar hulle basies die kolonie verlaat het om vryheid te gaan vind en verder op te beweeg. Natuurlik Graaf-Reinet daai jare het geen swart inwoners gehad, nie in die gebied nie in die streek nie, nêrens naby nie. Om nou te kom sê maar hierdie naam moet verander word na Robert Sobukwe toe, wat eintlik inkontrasterend is met ons kultuur en ons taal en ons erfenis simbole en in 'n sogenaamde land waar almal gelykheid, vryheid ervaar, soos wat die ANC beweer daar is dit waansinnig om die naam van Graaf-Reinet te verander. Maar dit is soos hierdie kulturele moord wat op ons uitgevoer word. Stapsgewys word ons uitgedwing. En ek lees dan hier is ook 'n swart persoon wat dan ook 'n opname maak of 'n weergawe gee waarin sy sê sy was onlangs in Graaf-Reinet en is 'n fantastiese mooi dorp en hulle moet dit net so hou. Dis sê maar die Robert Sobukwe standbeeld wat daar staan in die swart woonbuurt wat eintlik relatief in die moderne tyd opgerig is, staan toegegroei onder gras. Daai memorial van hom daar word nie onderhou nie. En dit is hierdie Gayton McKenzie wat nou hierdie naamsveranderinge ook van Oos-London aangekondig het. En Oos-London se naam kan ek op hierdie stadium nog nie uitspreek nie. Dit sal nog 'n tydjie neem, want dit rol nie op my Afrikaner tong nie. Hoe dit ook al sê, Graaf-Reinet is nou Robert Sobukwe Town. En stemme gaan op die internet, die sosiale blaaie, X, wemel van protes teen hierdie aksies. So hoekom doen hulle dit? Hoekom verander hulle dan die name van die plekke? En hulle doen dit suiwer oor wat hierdie volgende persoon te sê het. They need to get comfortable. We'll systematically erase their existence one step at a time. They think we'll fight them and spill blood. They're surely mistaken. We'll administratively demolish their colonialism and apartheid relics. Dis die rede, hulle wil ons uitleef uit dit
waarvandaan ons kom, waarvoor ons staan en wat ons in glo. Maar dan kan ek nie anders om tog te vra of te wonder of te dink daaroor dat as hierdie die kwaliteit van opvoeding is wat hulle deurgaan, kan ek nie sien dat hulle enigstens kan redeneer met common sense, kan dink soos 'n gewone mens nie. Unlook job. I'm finished grade 12 and passed away. Ja, selfs uit die dood uit doen hy aansoek vir 'n job. Please give employee. As dit die vlak van ons matriekopvoeding is onder die swart leerders in groot dele van die land, natuurlik nie oral nie, groot dele van die land, dan moet ons heel eerstens die minister van onderwys ontslae raak. Daai hele skool se onderwysers behoort afgedank te word en behoort gestuur te word van vooraf opleiding. Wat is dit die kwaliteit van opleiding is? Dan kan jy verstaan hoekom dit tot hierdie tipe van vernietiging lei, waar mense protesteer teen watertekorte, dan kap hulle die teerpad op. Daar 3 lyne wat hulle opkap. Die verwoesting is in hulle en jy kan dit nie stop nie. So ja, verander 'n dorp se naam, verwoes hom, vernietig hom en sê dis julle dorp. Maar elke mens moet 'n bietjie sens, moet 'n verdere, hoër, beter opvoeding as daardie lid wat gepaas away het, wat afgesterf het, sal ons dan nou weet dat dieselfde sal gebeur met alles wat voor lê. Want dit is hoe hulle dink, dis hoe hulle redeneer en ons gaan dit nie verander kry nie. Mense, besef dan ook dat daar is nie meer 'n omdraai nie. Daar is nie 'n moontlikheid van verandering nie. Hulle gaan nie 'n blanke regering aanvaar nie. Hulle wil ons uitleef. Hier op 'n stadium verlede jaar was ons in Newcastle gewees. En die volgende dag, toe sê ek vir my vrou, hulle leef ons uit. Hulle dryf ons uit deur net eenvoudig alles oor te neem, te oordonder en geen rus en vrede selfs eers in gastehuise wat jy kan ervaar nie. Hulle leef ons uit. En daar sê daai vrou spesifiek, ons sal julle administratief, sal ons julle kultuur en julle taal en alles afbreek en julle uitleef uit dit wat julle as apartheids en koloniale erfenis beskou. Hulle kan nie hulle eie goed bou nie. Hulle eie monumente van hierdie Robert se boekweg staan en verval. Maar hulle moet ons goed hê. Hulle moet ons dorpe wat belangrik is in ons geskiedenis, se name moet verander word. Want daar is niks anders wat hulle in Graaf-Reinet kan doen om hulle name mee te verewig nie. Of om erkenning te vat van 'n dorp of 'n plek nie. Dis absoluut pateties. En in my vorige 2 praatjies, gister en eergister, het ek juis hierna vernoem. Het ek juis gepraat van hierdie vernietiging van infrastrukture en dat ons moet begin weerstand bied teen dit wat hulle doen. En hierdie is 'n goeie voorbeeld van weerstand bied. Gaan op sosiale media, gaan lig jou opinie daar, gaan lig jou kommentaar en sê Graaf-Reinet bly Graaf-Reinet en Oos-London bly Oos-London. Daar was 'n meningsopname gedoen en 90% van die inwoners van die dorp het Graaf-Reinet verkies bo Robert se boekweg. En tog het hulle dit verander. Hulle gaan wragtig
teen die wense van die mense in, teen die wil van die mense in, en verander dit. Gelukkig is daar baie politieke partye wat se stemme opgaan, baie individue wat se stemme opgaan, en jou stem moet ook opgaan. Bied daai weerstand wat jy kan bied, waar en wanneer en soos nodig is. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. Mooi loop.